Môre julle kuier weer vanoggend op hierdie Woensdagoggend saam met my, Lisel van Sail, en jy luister na Tussen Koffie en Genade. So ons is besig om 'n bietjie te praat oor die wapenrusting. En vandag gaan ons 'n bietjie praat oor die skild van geloof. So ons het nou al gepraat oor die gordel van waarheid en wat dit alles behels en dat jy moet dit gebruik teen elke leuen en valse aanklagte van die vyand. En toe het ons 'n bietjie stil gestaan en gepraat oor die borswapen wat jou hart beskerm sodat jy in integriteit kan opstaan. En laasweek het ons 'n bietjie gepraat oor die skoene wat ons moet aantrek om die ware evangelie te verkondig, wat ons dan standvastig maak. Vandag gaan ons aan met Efesiërs 6 en ons is nou by Efesiërs 6 vers 16 wat sê: behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, so waarmee julle al die vuurige pile van die vyand sal kan uitblus. So dit wat jy glo, bepaal wie jy gaan word. En dit gaan ook bepaal wat jy gaan doen in die lewe. So as jy jou hart gaan beskerm en jy dra die beld van die waarheid en jy trek daai skoene aan, wat die woord van die Here is, dan gaan dit help sodat jy in geloof kan opstaan. So geen wonder, ons vyand is konstant besig om ons aan te val met twyfel en ongeloof. So mag ons vandag net weer besef hoe belangrik jou geloof is. Want wat jy glo, dit gaan jou waarheid wees. So ek wil jou vra vanoggend, glo jy in die waarheid of glo jy jou waarheid? Wat is dit wat jy glo? Weet jy wie God vir jou is en wat hy vir jou spesifiek in stoor het? Of dink jy net, ja, hy doen dit vir ander mense, maar ek mis uit? So is sy goedheid en sy krag 'n realiteit vir jou? Of twyfel jy wie hy werklik is vir jou en dat hy jou regtig wil beskerm? So kom kuier 'n bietjie saam. Vanoggend gaan ons 'n bietjie praat oor God en sy beskerming in ons lewe. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor goddelike beskerming in jou lewe. Ons gaan ook 'n paar Bybelversies deurwerk, want ons weet nou al, hoe bou mens geloof? Mens bou geloof deur dit wat jy hoor en natuurlik die woord van die Here wat gemeng word met die Heilige Gees wat in ons werk, en dan bou dit ons geloof. Hoe anders het ons tot bekering gekom? Ons moes eers die evangelie gehoor het en die evangelie moes lewend geword het in ons lewe. En dis hoekom dit so belangrik is om konstant in die waarheid van God se woord te wandel. So ons het bonatuurlike goddelike beskerming. En hoe aktiveer jy dit? Natuurlik deur jou geloof. Nou kom ons lees 'n bietjie in Psalm 16 vers 8 en dan gaan tot so vers 11 vir ons lees. I have set the Lord continuously before me. So hy het die hele tyd die Here voor hom gesit. Beteken, hy het op God gefokus. Because he is at my right hand, I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory, my inner self rejoice. My body too shall rest, and confidently dwell in safety. For you will not abandon me to Sheol, neither will you suffer your Holy One to see corruption. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand there are pleasures forevermore. En hierso beskryf Dawid iets wonderliks. Hy sê die Here wys vir jou die lewe om te loop. Hy sê vir jou,
dit is die pad wat jy moet loop. Die Here wys vir ons waar is veiligheid. Die Here wys vir ons waar ons ware vreugde gaan kry. Ons moet net luister en ingestel wees op dit wat die Heilige Gees vir ons sê, waar ons moet gaan en met wat ons betrokke moet wees. So wanneer ons vertroue in God plaas, dan aktiveer ons sy bonatuurlike beskerming en soveel meer. En dis al wat die Here van ons wil hê en dis al wat hy van ons verwag, is laat ons elke dag, soos ons opstaan, te sê, Here, vandag plaas ek my vertroue in U. So geen wonder ons vyand wil ons aanval met ongeloof nie. Want as jy glo, aktiveer jy daai goddelike krag. Kom ons lees 'n bietjie in Matteus 17 vers 20 wat daar staan. Daar staan: He said to them, because of the littleness of your faith, that is your lack of firmly relying on trust. Nou hier praat Jesus oor ongeloof. En kyk, as daar nou een ding is wat Jesus konstant die mense oor aangevat het, was dit dat hulle nie geloof gehad het nie. En dit is hoekom hy so daarop gehamer het, kan ek sê, want hy wil iets vir hierdie mense deurgebreek het. Hy wil letterlik vir hulle gesê het, dit waarin jy glo, gaan jou realiteit wees. Of jy is totaal en al uitgekoop in jou geloof op wie ek sê ek is vir jou, wie die Here is vir jou. Of jy het 'n littleness of faith, soos hy hierso sê. So kom ons gaan aan. Hy sê, for truly I say to you, if you have faith that is living like a grain of mustard seed. Hy sê so klein soos 'n mosterdsaadjie, en ons almal ken hierdie skrif so goed. Maar dan sê hy, you can say to this mountain, move from here to yonder place, and it will move, and nothing will be impossible to you. Nou sit ons hier so in situasies en ons voel dit is onmoontlik. Ons sit hier met onmoontlike situasies en baie goed is buite ons beheer. Maar die groot ding is wat Jesus vir ons wil sê is, moet nooit jou geloof verloor nie. Nie noodwendig dat jy op die oomblik volkome genesing gekry nie. Nie op die oomblik dat iemand is dalk naby jou is dood en jy voel dalk, Here, hoekom het U toegelaat dat ons hierdie persoon verloor het? Wat ook al die situasie is, die ding is, ons moet glo in wie God is, wie sy sterkste vir ons is en dat hy elke situasie sal omdraai vir die goeie. Partymal is dit laat ons juis in sulke onmoontlike situasies is, sodat ons hierdie klein mosterdsaadjie geloof moet gebruik om te sê, Here, ek sien nie, ek hoor nie, ek voel nie, ek weet nie waar is U nou nie, maar ek glo, U kan, en U kan die onmoontlike doen. En dit is dalk al wat die Here van ons verwag. So jou geloof bepaal hoe sterk jy werklik is. Nie jou sterkte nie. Want dit is juis wanneer ons swak is, wanneer hy sterk is. So dit is wat ons vir onsself die heeltyd moet vra, of wat mens die heeltyd vir God moet vra is, Here, gee my geloof. Wanneer ek dit nie voel nie, wanneer ek dit nie sien nie, ek bid, Here, gee vir my meer geloof, sodat ek kan vashou, veral in die donker tye, wanneer ek hopeloos voel, en ek nie eers kan sien hoe dit moontlik is, dat hierdie ding in plek gaan val nie. Kom ons gaan lees 'n bietjie in 2 Korintiërs 12, vanaf vers 8, en ek gaan vers 9 ook vir ons lees. En hierso praat Paulus, en ons ken ook, hierdie is ook 'n baie bekende stuk, waar hy praat van die genade van die Here, maar kom ons lees dit bietjie in die Amplify. 3 times I asked upon the Lord, and sought him about this, and begged that this may be departed from me. En hy praat van hy doring in die vlees, en hy het gesê, Here, asseblief, hierdie swaarte, hierdie moeilike omstandighede, hierdie moeilike ding wat ek mee worstel, asseblief vat dit net weg van my af.
En hierso is wat Paulus verder sê. But he said to me, my grace, my favor, and loving kindness and mercy is enough for you, sufficient against any danger, and enable you to bear the trouble manfully. Is dit nie amazing nie? Ons voel incompetent en ons voel oorweldig en ons voel net, Here, hierdie situasie is heeltemal te groot vir my. Nou wil ek ook sê, baie situasies is wel buite ons beheer. Maar weet julle hoeveel situasies sit ons in, omdat ons juis nie in gehoorsaamheid gewandel het nie. Omdat ons juis nie die beginsels van die Here volg nie. Omdat ons juis op aardse goed fokus en nie ons fokus op die Here plaas en op sy waarheid nie. Nou word ons oorweldig omdat ons skuld verloor het. En dit is wat ek vir julle wil huis toe bring vandag is. Gaan toets bietjie, gaan kyk bietjie, hoe loop jy, hoe wandel jy? Waarop fokus jy? Is jy besig om sekere goed te compromise in jou lewe? Is daar kompromie in jou lewe? Jy sê dalk jy's 'n kind van die Here, maar jy het nie eers geloof om te glo, Here, hierdie onmoontlike situasie, weet ek U kan my mee help. Julle, en dit is hoekom ons die woord nodig het, wat die heeltyd vir ons kan vertel en die getuienisse kan gee van jene, hier was ouens in regtig onmoontlike situasies. Daar was Dawids wat Goliats moes gefeis het. Daar was 'n miljoen mense in hierdie wildernis wat hierdie land moes inneem. En oor wys die woord vir ons. Die wat geglo het deurgebreek. En die wat gevou het gesink. En nou gaan hy verder en hy sê, for my strength and power are made perfect, fulfilled and completed, and show themselves most effective in your weakness. So ons hoef nie noodwendig sterk te voel om in geloof te staan nie. Ons hoef nie noodwendig al die antwoorde te hê nie. Ons hoef nie noodwendig te voel, jene, Here, U kom, ek weet U kan dit doen nie. Dit is juis wanneer ons dit nie kan sien nie. Dit is wanneer ons moet vashou en sê, Here, ek vertrou op U. Therefore I will all the more gladly glory in my weakness and in my infirmities, that the strength and the power of Christ may rest, yes, may pitch a tent over and dwell upon me. So soms voel ons te swak om te fight en voel ons totaal en al oorweldig. Maar een ding wat ons moet besef is, God is getrou en hy sal ons nooit teleurstel nie. En dis hoekom dit so belangrik is om jou geloof dan juis te bou, deur sy woord vas te maak in jou hart en oor skrifte te gaan mediteer op en te bely, want jou menslike natuur wil sê, o nee, hierdie gaan nie werk nie, maar dan kom die Here en hy beloof ons, hy is altyd getrou. Kom ons lees bietjie 2 Timoteus 3 vers 2 tot 3 en dit sê, and that we may be delivered from perverse and unrighteous and wicked men. For not everybody has faith and is held by it. So ons moet weet, ons gaan te doen kry met mense wat die lewe vir ons met tye gaan moeilik maak. Ons gaan betuimel in omstandighede wees waar ons onregverdig gaan behandel gaan word. En dat daar mense gaan wees wat nie noodwendig die Here gaan volg en goddelike beginsels gaan volg nie. Maar ten spyte van dit gaan ons in integriteit wandel. En in spyte van dit gaan ons nog steeds vertrou op die Here. En ons ten spyte van dit gaan ons nog steeds die regte doen en ons gaan nie toelaat dat mense ons intimideer nie, want ons dien nie mense nie, ons dien God. En dan gaan dit verder en dit sê, yet the Lord is faithful, and He will strengthen you, and set you on a firm foundation, and guard you from the evil one. So God beskerm ons teen bose magte, wat ons nou oor gepraat het, wat letterlik demone is, maar ook teen bose mense,
Maar nou moet ons nie gaan die moeilikheid gaan soek nie. Dis juis hoekom Jesus vir ons gesê het, ons moet bid in die Onse Vader. Beskerm ons van die bose, want daar is booshede. Daar is dinge wat jou wil teestaan. Ou maat, die oomblik as jy 'n deurbraak het, en hoeveel keer het ons dit al gesê, jy het hierdie wonderlike kamp. Of die Here deurgekom en daar was oor die 400 mense op hierdie kamp en daar was wonderwerke en die Here het werk gedoen in mense se lewens en mense het gehuil en daar was bekering en daar was genesing en dan na 'n kamp en klokslag, jy kan dit nou maar gaan time, gaan daar terugslag kom. Een of ander iemand wat iets negatiefs gaan sê, wat half nou wil die hele gees wil blus, want weet jy wat, jy sal altyd 'n spirit of strife kry, jy sal altyd iemand kry wat 'n teensinnige gees het, maar ten spyte van dit, gaan ons nog steeds nie laat dit ons intimideer nie, ons gaan eers daarvoor luister nie, ons gaan net sê, oi shame, weet jy wat, mag die Here jou seën en mag die Here vir jou openbaar wat die waarheid is. So wat ek vir julle wil sê is, ja, juis wanneer jy opstaan in jou geloof en wanneer jy hierdie battle moet fight en wanneer jy in regverdigheid wandel, gaan ons teeslag kry. Maar God se beskerming is sterker as dit. En dis hoekom ons in ons geloof moet opstaan en sê, Here, ek vertrou U ten spyte van dit wat ek nou voel. En die groot ding is, ons kan nie noodwendig ook bid, Here, beskerm my en wees saam met my. En dan gaan ons intentioneel na onveilige plekke toe. En ons gaan saam met intentionele onveilige mense en ons het nie gesonde grense nie en ons laat alles en almal net in ons lewe toe en nou is ons kwaad vir die Here dat dit en dit en dit met my gebeur het. Soos byvoorbeeld, jy is in 'n verhouding met 'n man wat nie die Here dien nie, wat nie in regverdigheid wandel nie, wat absoluut jou beheer met manipulasie en beheer en jy weet dis 'n onveilige situasie, maar jy doen niks om daar uit te kom nie en ek wil amper raas met jou en sê jy doen dit aan jouself en dan wonder ons hoekom is God se beskerming nie daar nie. Julle, ons kan nie in God se beskerming of in sy beginsels ons kan nie in ongehoorsaamheid wandel en dan nie eers in God se beginsels wandel en dan verwag, o Here, U moet my beskerm nie, want dit is deur ons wandel in regverdigheid en in wysheid en in onderskeid wat sy beskerming aktiveer. En dit is 'n belangrike ding wat ons ook moet besef. So die volgende ding wat ek 'n bietjie met julle wil oorgesels is, moenie dat die duiwel jou aanval met hierdie ongeloof en twyfel nie. So ons gaan net so vinnige breek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor dit, om op te staan teen hierdie vuurige pile van die vyand wat jou wil aanval met ongeloof. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie vanoggend oor die skild van geloof. En nou wil ek 'n bietjie kom by daai vuurige pile van die vyand. En dis hoekom dit een van die strategieë is wat hy aanval, is om jou geloof te steel. Want as jy jou hoop verloor het, ou maat, wat is die volgende ding wat gebeur in mense lewe? Vrees en angsaanvalle. En as dit eers 'n realiteit in jou lewe is, dan slat hy vir jou en hy vat vir jou in 'n gat in. En hy is agter jou, amper wil ek sê, jou dapperheid, maar kom ons sê dit in Engels, jou courage. Hy wil jou courage steel. Hy wil jou standvastige hart steel, want as hy dit reg kry, dat jy kan twyfel, het hy jou. So kom ons lees 'n bietjie oor Petrus wat presies in dieselfde situasie geval het en wat sê hy? Kom ons lees Matteus 16 Matteus 14 vers 28 vers 31. Hier's Petrus en hy sien hierso die Jesus loop op die water, nê? En hy sê, maar Here, ek wil ook op die water loop, nê? So eers is hy dapper. Maar hoor bietjie wat sê dit, en dit sê, en Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En hy sê, kom. En daarso die Here sê, kom, just do it.
Ek gee vir jou alles wat jy nodig het, jy gaan dit kan doen. En weet julle wat so interessant? Hy het dit actually reg gekry. Petrus het letterlik op die water geloop. En hy sê, Petrus klim toe uit die skei af en loop op die water na Jesus toe. Hallo, Jesus sê loop op die water, hy glo en daar loop hy. En wat is die volgende ding wat gebeur? En julle, dit is presies wat ons mense doen. En hierdie is so 'n belangrike beginsel wat ons moet snap vanoggend. Maar toe hy die sterk wind sien, en ek wil hê jy moet daai woord sien omkring. So dit wat jy sien, letterlik, en dit wat jy sien in jou geestesoog, in jou gedagtes, nê? Dit gaan jou geloof bou of breek. Ons gaan bietjie later weer oor hierdie sien praat. So hy sien die wind. Ek meen hy het geloop al het die wind gewaai. So eintlik is dit, jy het nie eers nodig om te worry oor die wind nie. Jy kon loop sonder om, al het dit gewaai, maar net toe hy dit sien, toe kom die vyand en hy sê, en hy steel sy geloof. En toe het dit gesê, en hy het bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. So ons gaan loop volgens dit wat ons sien, en nie dit wat ons vasgemaak het waarop ons gaan glo nie, sal vrees jou elke keer beet kry. En vrees sal jou lei. So in wat wandel jy vandag? Wandel jy in hierdie vrees wat jy sien, in jou geestesoog wat jy self opgemaak het, wat jy gedink het? O, dit gaan gebeur, o, dit het gebeur, en dit gaan gebeur. En tentoon gaan hy goed nie eers gebeur nie, maar ons oortuig onsself van die negatief wat gaan gebeur. Of wandel jy op die woord wat die Here vir jou sê, kom glo in my, kom vertrou op my. Nou, vers 31 sê vir ons, en dis Matteus 14 vers 31, en Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? En dit is waarvan ek gepraat het, Jesus het meer mense aangespreek oor hulle klein gelowigheid. En dit was vir hom groter issue as enige van die ander sondes amper. As mens nou net weer eens teruggaan na die Israeliete, wat oor en oor in ongeloof geval het. En Saul, van Saul tot die laaste koning, was daar seker net 6 wat, ek kan sê, daar's 2 wat regtig in regverdigheid gewandel het, en 6 wat okay gedoen het. Hulle sê hulle het gedoen wat die Here gevra het om te doen, maar elke keer het hulle nooit die tempels en die offerplekke gaan afbreek in die hoë plekke van die stad, of hulle het op hoë plekke, het hulle, dis nou soos die portals kan ek sê, wat die hoë plekke van die stad het hulle sekere offers gebring vir afgode, en dit het hulle elke keer gelos. Hoekom? Want hulle het meer op mense vertrou as op God. Julle mag die vir ons regtig 'n waarskuwing wees. En dit is hoekom dit so belangrik is om elke liewe dag van ons lewe na die Vader toe te gaan en in te check. Waar het ek skade gelei? Waar was daar teleurstellings? Wat het gebeur dat ek oorweldig voel vandag? En dan moet ons elke keer in sy teenwoordigheid ingaan en sê, Here, mag U vir my die lig wys. Want elke keer as ons in sy teenwoordigheid ingaan, dan gaan sy lig die donkerte oorskadu. En gaan hy vir ons die hoop en die lewe bring. En sê, moenie kyk na die wind en die weersomstandighede en jou omstandighede om my nie. Kyk na my. Wees gefokus op my en vertrou op my dat ek dit kan doen wat ek gesê het ek gaan doen. Nou, kom ons gaan weer 'n bietjie daarna 2 Korintiërs 9 vers 8. En dit sê vir ons, and God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to you in abundance.
Hoor bietjie wat sê Paulus sê. Hy sê hy kan elke genade, elke seën in oorvloed laat geskied in jou lewe. So that you may always and under all circumstances and whatever the need be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support and finished in abundance for every good work and charitable donation. Soos ons ook laasweek gepraat het, God se guns dra ons. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het vir vandag. Hy gee vir jou alles wat jy moet doen en die ability om te doen. Maar of jy dit gaan glo of nie, gaan bepaal of jy dit gaan aktiveer of nie. Want sodra jy eerder gaan vrees of enigstens in angstigheid oorgaan, dan gaan jy jou hoop en jou krag verloor. Dit is jou enigste krag, is om te vertrou op die Here en om vas te hou aan sy woord en te sê, ek sal nie soeg onder vrees en anxiety nie. Here, ek weier dit in my lewe. Jy moet aggressief teen dit opstaan, jy moet dit nie eens 'n inch gee nie. Die oomblik as jy begin angstig voel, en jy begin benoud voel, dadelik moet jy weet, hierdie is definitief nie van die Here af nie. En jy moet dit vasvat, jy haal diep asem in, jy haal diep asem uit, en jy begin die woord van die Here oor jou lewe te bely. Ons moet elke dag in nederigheid op sy goedheid en guns wag en te sê, Here, ek kan dit nie aan myself doen nie. Here, ek kan nie nou die antwoorde sien nie, en ek weet, ek voel dalk nou nie, ek het die antwoorde nie, maar ek weet wie U vir my is. Ek wil hê ons moet net 'n bietjie gaan stil staan in 1 Petrus 5. En ek gaan lees van 'n vers 5 tot vers 10 vir ons. Hoor net wat sê 1 Petrus 5 vir ons. Ek lees van 'n vers 5. For God sets himself against the proud, the overbearing, the boastful, so die mense wat die heeltyd net uitgaan en hulle praat net oor hulle self en hulle dink I've arrived en hulle boast oor dit wat hulle bereik het al in die lewe. En julle, dit is 'n baie lelike dinge mense lewe. Ek luister vanoggend ook so motiverende liedjie wat mense nou kan luister as jy nou gym toe gaan. En nou luister ek na die en dit begin baie goed van jy het alles in jou wat jy nodig het om hierdie te doen, en dan begin hy oor en dan begin hy, jy create jou destiny, wat in 'n mate so is. Jy is die ene wat jou legacy moet bou, wat in die mate is, maar op die ou en dit begin ek agterkom, maar liewe hemel, dis so naby aan die waarheid. Maar dis so 'n verdraaiing, want in vandag se moderne wêreld is dit baie oor you must build your own future. Ja, dit is so. Ons moet verantwoordelikheid vat. Maar ons moet nooit oorgaan in pride en dink ons doen dit uit ons self uit nie. Want ons moet die hele tyd in afhanklikheid, soos ons laasweek gepraat het, in union with him bou. Jy moet nooit daai verloor nie, want dan maak jy jou ook oop vir allerhande ander dinge wat prideful is, en jy begin te dink, jy is die God, wat baie gevaarlik kan wees. Hy gaan aan en hy sê, and he will oppose, frustrate and defeat them. Dit is natuurlik die mense wat so trots is. But give grace and favor and blessing to the humble. So partymal is dit goed dat ons net weer bietjie ons harte gaan toets. Is dit nie dat ons juis in hierdie pyn is en in hierdie moeilike omstandighede en in hierdie frustrasies is, omdat ons in eie trots en in my way beginne opereer het en nie meer gesê het, Here, ek is afhanklik van U nie. En dan gaan hy verder en hy sê, therefore humble yourself, demote, lower yourself in your own esteem under the mighty hand of God, that in due time He may exalt you, casting the whole of your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concerns, once and for all on Him. For He cares for you affectionately.
and cares about you watchfully. En dit is die ding van wanneer jy entitlement het en jy het trots in jou lewe, dan kan jy ongelukkig die nie doen nie. Want jy is so vol van jouself, jy wil jou eie pakkie dra. Jy wil hierdie ding deurveg. En partymal is dit juist daar waar ons die onderskeid het. Here, ja, ek doen my verantwoordelikheid en ek vat op wat U van my verwag om elke dag my verantwoordelikheid op te neem, om my gedagtes te beskerm, my hart te beskerm, om in vergifnis te wandel, al daai klas van dinge. Maar Here, nou kom die situasies wat bo my vuurplek is, maar in nederigheid vertrou ek op U, want ek weet wie U is vir my. En dan gaan hy verder, ons het nou gelees van, jy moet jou self neerlê en elke swaarmoedige las moet jy vir die Here gee. En dan gaan hy verder en hy sê, be well balanced, sober of mind, be vigilant and cautious at all times. For the enemy of yours, the devil, roams around like a lion roaring, seeking anyone to seize upon and devour. En weet julle wat, ek het al oor en oor gesien ook, hoe wanneer jy nie jou well-balanced is in hoe jy dink nie, as ek dit nou so kan stel, dan is dit of jy jou krag verloor. Ek het onlangs 'n dokumentêr gekyk oor 'n meisie wat verloof was aan 'n man wat 'n moordenaar was. Maar sy het dit toe nou eers uitgevind na hulle verloof is en hoe sy nou die hele scenario hanteer het. En ek het hierdie vrou eintlik so jammer gekry, want hier is hierdie arme vrou glad nie weergebore nie, glad nie eers 'n benul van God se goedheid of wie hy is nie, en sy probeer hierdie hele situasie nou hanteer, en sy moes so dwelms gebruik het en dinge in haar lewe, sy was nou so onstabiel, wat sy amper die moordenaar wou beskerm het, en dit is presies wat gaan gebeur. Hier was my so 'n goeie voorbeeld van dit wat ons nou gelees het. Want as jy nie in vastigheid wandel met wat die waarheid is van God se woord, en jy weet wie jy is in die Here, en jy weet wie die Here vir jou is nie, dan sal jy glad nie stabiel wees in enigiets wat jy doen nie. Jy kan dalk mentally baie slim wees, jy kan al hierdie abilities hê, maar as jy nie hierdie vastigheid in jou lewe het nie, gaan jy onstabiel wees in alles wat jy dink, doen en sê. En dan sê hy, ons moet opstaan teen hierdie vyand. En dan sê hy, withstand him, the firm and be firm in faith. Daar praat ons weer van jou geloof. Against his onsets, rooted, established, strong and immovable and determined. Julle, en hierdie is wat ons nie moet verloor nie. Ons moet nie daai dapperheid verloor nie, daai standvastigheid. En laat ons moet glad nie laat die duiwel ons enigstens intimideer nie. Al is sy roar so hard, ons gaan nie daar verskrik nie. Want wie is hy? Teen my God. Hoe durf hy? Jy moet eintlik hom aanvat en sê, hoe durf jy probeer steelslag en verwoes? Want hy het geen reg nie. Want as jy in regverdigheid in God staan, mag hy nie kom steelslag en verwoes nie. So ken jou vyand en ken die reëls. Dan sê hy, knowing that the same suffering are appointed to our brotherhood, the whole body of Christ throughout the world. So ons as Christene gaan aanslag kry. Ek meen, ons sien dit. Hoe word jy geïntimideer as jy Christen is? In ons land is dit nog eintlik baie veilig. Jy kan nog, ons het ten minste nog die reg om te praat oor die Here. Ons mag praat oor ons geestelike values wat wonderlik is. Maar in ander lande word jy letterlik doodgemaak en hulle sal jou letterlik, hulle noem dit hate speech, as jy opstaan vir God en sy waarheid. Hoe hartseer het dit nie geword nie. Dieselfde boodskap wat jou kan red, wat jou kan vrymaak, wat jou ware vreugde kan bring, wat jou in vryheid kan lewe, sê hulle is hate speech. En dis nou weer daai intimidasie van die vyand met sy vuurige pyle, wat die waarheid wil kom verdraai. And after you have suffered a little while, the Lord of all grace, who imparted all blessing and favor, who has called you to his own eternal glory in Christ Jesus, he himself complete and make you what you ought to be
establish and ground you securely, and strengthen and settle you. So moenie moed verloor nie. Al voel jy nou dalk is jy in daai suffering deel, waar jy nou deur 'n moeilike tyd gaan, wat jy deur sekere goed moet gaan, maar wat ek net vir jou wil sê is, en die sluit so mooi aan wat ons laasweek gepraat het, is, be well balanced in your mind. Moenie toelaat dat die duiwel jou gedagtes kom omvergooi nie. Hou jou gedagtes gefokus op God se waarheid, wat jou geloof gaan bou, wat jou stabiel gaan hou en standvastig teen die vyand. So jy moet weet wie God vir jou is. Anderste gaan dit nie 'n realiteit vir jou wees nie. En dit is wat jy moet vasmaak in jou hart. Kom ons lees nog so een versie en dan gaan ons gou-gou weer 'n preek vat. En dis in 1 Korintiërs 1 vers 8 tot 9. So kom ons lees dit 'n bietjie. And he will establish you to the end, keep you steadfast, and give you strength, and guarantee your vindication. He will be your warrant against all accusations. Nou dit is nou presies dit wat ons gepraat het van daai valse aanklagtes wat die vyand kom om van jou te steel. En dan sê jy, you will be guiltless and irreproachable in the day of the Lord. En dan sê hy, God is faithful, he's trustworthy, and therefore ever true to his promise, and he can be depended on. En dit is wat ons moet vasmaak in ons geloof is. Wie is God die Vader vir jou? Is dit vir jou 'n realiteit dat jy glo dat hy goed is vir jou? Of is dit nie? En baie keer is dit omdat ons seer gekry het met ons aardse pappas, wat nie daar was nie, wat nie betroubaar was nie. Dalk het jy jou pa al verloor toe jy baie jonk was. Dalk het jy 'n stiefpa gehad, of dalk 2 stiefpaas gehad, en hulle was almal onstabiel, en jy kon niemand vertrou het in jou lewe nie. En daai het 'n invloed in hoe jy God die Vader sien vandag. So gaan bietjie hierdie week, en vra vir die Vader, Here, kom genees my beeld, dat ek U kan sien vir wie U werklik is. Want God die Vader wil vir jou wees, wat jou aardse pa nooit vir jou kon wees nie. He is the Father of the fatherless. En hy wil kom en hy wil vir jou daai pappa wees. Hy wil jou omvou, hy wil jou toevou in sy vlerke. En hy wil vir jou wees wie jy nog altyd nodig gehad het in jou lewe. Jou rots en jou veilige vesting. Kom ons vat gou 'n breek en dan gaan ons 'n bietjie praat van moenie dat seer jou geloof steel nie. Ek is nou weer terug. Welkom terug. Ons praat 'n bietjie oor jou geloof. Maar ons moet ook weet, baie keer dan kry ons seer. En daar's teleurstellings. En daar's dalk iets wat jy gedink het jy staan in geloof voor en nou het jy dit nie gekry nie. En dit is dan wanneer ons ook voel dat die Here vir ons nie gegee het wat ons vertrou het voor nie. En wat gebeur dan? Dan word daar 'n saadjie van ongeloof geplant in mense se lewe. Ek het so rukkie terug die film gekyk, I Can Only Imagine 2, en ek wil julle nogal aanbeveel as julle kan. Ek dink hy was nou so rukkie terug ook vrygestel op Netflix. Gaan kyk dit. En as jy nie die eerste ene gekyk het nie, gaan kyk hom ook sommer. Ek weet nie waar jy hom in die ander gaan kry nie, maar jene, wat 'n wonderlike uitbeelding. So hierdie, as jy nie weet waaroor gaan die storie nie, die storie gaan oor die ware verhaal van Mercy Me, die geestelike band. En die eerste een het gegaan oor I Can Only Imagine, die liedjie I Can Only Imagine en waar hy van oorsprong vandaan kom. En die tweede ene gaan oor die liedjie Even If, wat 'n wonderlike liedjie is, en ek sal dit dalk ook vir julle speel in die program, dat jy net kan hoor. Oeg, dit is net 'n ongelooflike boodskap wat hier uitkom. So, Even If kom uit hierdie verhaal van hierdie een liedjieskrywer. En hy was 'n pastoor en ek dink ook seker missionary gewees wat na 'n ander land toe gegaan het.
Horatio, dink ek was sy naam, Horatio Spafford, of Spafford, of so ietsie was die man se naam. Hy het na 'n ander land toe gegaan en sy kinders sou ook met 'n boot nou oorgekom het. En toe is daar 'n botsing en hierdie skip sink en al 4 sy dogters is dood. En hier gaan hy op hierdie boot reis en toe hy op die plek gekom het waar hulle sê, maar dit is waar jou dogters verdrink het. Skryf hy hierdie liedjie, It is well with my soul, en ons almal ken hierdie song. En hier is hierdie man, en ek wil sommer huil as ek aan hierdie storie dink, wat alles verloor het. En hy staan in geloof ten spyte van sy teleurstellings. Nou, hoe gaan jy voel as jy al jou kinders verloor? Ek meen, dis 'n pyn wat ek nie eers wil probeer. Imagine hoe moet dit voel nie. En hierdie man moet daai geloof hê om te skryf en te sê, It's well with my soul. En hierdie hele storie gaan ook oor die storie van Mercy Me, waar die sanger, die hoofsanger, se seun Sam 'n diabetes. En hoe hy voel sy hele lewe val uit mekaar uit. En hy het self ook nie 'n fantastiese vaderrol gehad nie, net soos wat ek nou nog gesê het, baie keer. Dan het ons hierdie aardse vaders, wat nie vir ons gee wat ons nodig het nie. En dan baie keer kan dit jou laat voel van jy's incompetent nou om die pa of die ma te wees. En dit wil ek sommer nou sê, dis nonsens. Dis absolute leuen van die vyand. Dis nie te sê as jy nie 'n goeie pa of ma gehad het, jy hoef nie een te wees nie. Inteendeel, het jy nou alles om die regte pa en ma te wees. Hoekom? Want jy doen net die teenoorgestelde. Jy gee dan presies dit vir jou kinders wat jy nie gehad het nie. So dit maak my absoluut eintlik baie emosioneel en kwaad as mense nou sê, nee, ek het nie 'n goeie pa gehad nie, so ek weet nie om 'n pa te wees nie. Nonsens. Jy het alles wat jy nodig het. As jy in die woord van God is, kan jy sien wat 'n pa moet wees. En dit is waarop jy wandel. En ja, die oomblik as jy kinders word jy dadelik gekonfronteer met hoe jy dit ervaar het as kind. Want dis tyd vir jou om genesing te kry van jou wonde wat jy nie gekry het as kind nie. En ja, die Here gee vir ons die genade om ons ouers te vergewe wat hulle nie noodwendig vir ons gegee het wat ons nodig gehad het nie. Maar nou kry jy die genade om dit reg te doen, om dit beter te doen. En om jou kind te wys wat is voorwaardelike liefde, so ons het nie verskonings nie. So die punt wat ek wil maak is, ja, ons word teleurgestel. En partymal is ons soos Job, wat alles verloor. En Job is so 'n mooi boek in die Bybel, waar hy tot die einde toe gesê het, Here, ek sien nie, ek verstaan nie, ek weet nie wat hier aangaan nie, maar U is 'n soewereine God. U doen wat U wil, en U vra niemand se toestemming nie. En daarin vertrou ek, want ek weet, U is goed. U is liefdevol, en maak nie saak wat gebeur nie, sal U alles ten goeie laat meewerk. En baie keer, soos ek ook genoem het, veroorsaak ons partymal self hierdie teleurstellings, want ons gaan in verhoudings in wat nie van God af is nie. Ons maak besluite, besigheidsbesluite, en ons doen besigheid met mense wat onbetroubaar is, omdat ons nie ons common sense gebruik, en in wysheid en in onderskeiding sekere goed doen nie, en nou word ons seer gemaak, en nou wil ons op God blameer, en dan is dit eintlik baie onregverdig, want soms maak ons daai keuses, maar baie keer is dit ook goed buite ons omstandighede. Jy lewe in God se getrouheid, en jy lewe in geloof, en nou kry jy kanker. Wat ook nie onmoontlik is om genesing van te kry nie, soos jy sal sien in daai fliek, waar hierdie een man ook Timmins wat ook amper dood is aan kanker, en hier is ons 10 jaar later nadat hierdie hele storie omvou het, en hy lewe nog steeds. So by God is daar soveel goed moontlik. Ons moet glo, of ons gaan doodgaan, of ons gaan lewe. Ek vertrou op die Here. Dis vir my either, want of ek nou hier lewe of daai lewe, ek is by die Here, en dit is wat ons geloof moet wees, soos 'n klein kindjie. So 2 Korintiërs 1, kom ons gaan lees 'n bietjie weer daar. Ons het nou vers 8 en 9 gelees, maar nou wil ek bietjie teruggaan na vers 3 en 4 toe. En dit sê vir ons, Blessed be the Lord our Father, of our Lord Jesus Christ, the Father of sympathy,
pity and mercy. And the God who is sovereign for every comfort. En dit is wat ons moet agterkom. God is soewerein. Maar hy kom en hy comfort ons. En dan sê hulle consolation and encouragement. So as jy consolation en encouragement nodig het, waartoe hardloop jy? Na God die Vader. En nou sê hy, whom comfort us in every trouble, calamity and afflictions, so that we may also be able to comfort those who are in any kind of trouble and distress, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. So baie keer moet ons deur daai teleurstelling en pyn ook gaan. Hoekom? Om dan ook vir iemand anders te kan help. Hoe gaan ons ander mense kan help as ons nooit pyn beleef nie? As ons nooit teleurstelling beleef nie? Maar dis nie wat met jou gebeur nie, dis wat jy daarmee doen. Dis hoe ons hierdie goed hanteer. Ten spyte van die teleurstelling, Here, vertrou ek op U. Hardloop ek na U toe, laat U my hart kom, encourage en my kom vashou. So maak nie saak wat jy face nie. Met die Here aan jou kant, is jy tot alles in staat. Kom ons lees 'n bietjie 1 Timoteus 1 vers 12. En dit sê, I give thanks to him who has granted me the needed strength and make me able to do this. En dis dalk 'n skrif wat jy die volgende week op moet mediteer. Soos ek vir julle gesê het, ons gaan Bybelstudie doen vanoggend. So ek gaan vir julle 'n klomp skrifte gee. So jy gaan nie 'n verskoning hê om te sê wanneer ek weer 'n volgende teleurstelling beleef, gaan ek in ongeloof wandel nie. Nee, jy gaan nie oorgaan in vrees nie, jy gaan nie oorgaan in twyfel en al hierdie dinge nie. Jy gaan vashou aan God se woord. So kom ons lees 'n bietjie weer in Psalm 145 vers 14 en 15 sê vir ons, The Lord uphold all those of his own. En onderskreep sommer daai, dis in die Amplify. He upholds all of those of his own, who are falling and rising, up all those who are bowed down. The eyes of all wait for you, looking, watching, and expecting, and you give them their food in due season. Is dit nie 'n fantastiese Psalm nie? So ons moet weet en ons moet een ding besef, die beloftes van die Here is vir wie? Vir almal op die wêreld, vir sy kinders. Kyk, Jesus het gekom om elke liewe siel wat bestaan te red. Maar ongelukkig kies nie almal hom nie. So die wat hom wel kies, om met alles in hulle in geloof te staan, vir hom aktiveer hy hierdie geloof. En vir hom aktiveer dit hierdie beskerming wat ons kry by die Here. So 1 Petrus 3, ek wil vir ons daar gaan lees van vers 11 en ek gaan vir ons vers 12 ook lees. Let him turn away from wickedness and shun it, and let him do right. So die eerste beginsel wat ons moet ook oor praat, en ek praat gereeld oor julle, want dit is seker een van die grootste leuns en verdraaiings in vandag se lewe, is, hulle sal sê, o, Jesus het saam met die tollenaars en die sypelinge gesit, so nou kan ons maar tollenaars wees en sypelinge. Nee, die punt wat Jesus wou gemaak het, hy het juis gekom om hulle te genees. Hy het juis gekom, hy het vir Maria Magdalena bevry van al haar demone, en toe sê hy vir haar, nou gaan jy nie meer sondig nie. So nee, ons gaan nie net aanlewe soos of ons van die wêreld is en verwag die Here gaan nou nog steeds 'n beskerming oor ons hê nie, want dan is ons intentioneel besig om onder sy beskerming uit te beweeg. Nou gaan hy aan en hy sê, let him search for peace. So dit is die opdrag wat ons gekry het. Ons moet eerstens ons wickedness stop, en nou moet jy vrede najaag in alles wat binne jou is. En nou beskryf hy dit. Hy sê harmony, undisturbedness from fear, agitating passions, and moral
conflicts. So met ander woorde, al die goed wat jou gedagtes wil omvergooi, die vrese, die twyfel, die overthinking, al hierdie gedagtes wat jy maar net laat toegang kry in jou lewe, wat net random hardloop en is al hierdie scenario's en dit gaan gebeur en dat gaan gebeur. O, my kind het voorbeeld, wat kan ek sê, ADHD en dit gaan gebeur en ek wil sommer net vir al julle mammaatjies sê wat se kindertjies nog klein is wat aandag afleibaar is. In die eerste plek wil ek sê, joeg, hulle label hulle verskriklik maklik deesdae. Eintlik het alle kinders ADHD, as ek dit so kan stel. Hoekom? Want 'n kind hy moet beweeg, hy moet rondhardloop, hy moet dingetjies doen en nou kom ons in 'n stelsel en dan wil hulle ook labels op ons kinders plaas en dan wat ook gebeur is, dan is mens oorgaan in vrees. En dan probeer jy al hierdie ander dinge om jou kind kalm te kry en al wat jou kind nodig het is om te leer om te reguleer. En as ek net so vinnige tip vir julle kan gee, baie keer is dit letterlik net hulle sisteempies wat moet nog leer hoe om te reguleer. So vinniger jy jou kind emosionele regulering kan leer, hoe makliker gaan hy dan kan ook agterkom, dis hoe ek voel en dis wat ek met my gevoelens doen. Die ander ding is ook om jou kind te leer hoe sy brein opereer en ook om selfbeheersing toe te pas. Want selfbeheersing kom nie van self nie. Selfbeheersing moet ons letterlik vir ons kinders leer. So dan gaan hy ook te leer in 'n situasie wat ek nou moet stil wees en ek wil nou al hierdie dinge doen, gaan ek dan kan leer om myself te kan reguleer. En dit doen ons ook natuurlik ook met die woord van die Here wat ons vir ons kinders leer. En ek kan ongelukkig nou nie verder stil staan nie oor nie, maar nou ek dink nou net sommer daaraan oor vrede wat ons moet najag. Ons moet harmony najag. En dan moet ons ook dink oor verhoudings. Is ons die heeltyd besig om onenigheid te saai, om mense op te stook teenoor mekaar, of is ons besig om vrede te bring en eenheid te bring in ons huis en met mense om ons? Dan sê hy, do not merely desire peaceful relations with God and with your fellow men and with yourself, but pursue and go after them. Ek kon dit nie beter gestel het nie. For the eye of the Lord upon the righteous, those who are upright and in right standing with God, and his ear are attentive to their prayers. But the face of the Lord is against those who practice evil, who oppose them to frustrate and defeat them. So gaan lees gerus ook op Psalm 34, nee? 34 van vers 12 tot 17. Psalm 34 vers 12 tot 17. Hierdie verduidelik dit vir ons so mooi. Julle, ons kan nie goddelose lewe lei en dan dink ons kan bid vir goddelike beskerming en dan dink die Here gaan net daar wees vir ons nie. Ons moet lewe soos of ons in regverdigheid lewe. So God is daar vir ons in die onmoontlikste omstandighede wanneer ons hom ons rots maak en ons veiligheid maak. Wanneer ons kies om ons gedagtes op sy waarheid en op sy woord te plaas en dan ook die skuld op te tel, want dit is wat geloof op die ouende is om die skuld van geloof op te tel om te sê, Here, ek vertrou op U, ek wandel in U beginsels en ek weet U sal daar wees vir my. Net om af te sluit, kom ons lees weer 'n bietjie in Psalm 138 vers 3. En dit sê, in the day when I called, you answered me, and you strengthened me, and with strength, might in my inner self. So met ander woorde, wanneer ons in regverdigheid wandel, wanneer ons in geloof wandel, dan roep ons na die Here en hy is daar vir ons. So ons gaan net so vinnige breek vat en dan gaan ons 'n bietjie verder praat oor die skuld van geloof. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons gaan nou die laaste afdeling net 'n bietjie praat oor die skuld van geloof, wat nou deel is van die wapenrusting. So nou dat ons die krag van geloof verstaan ons ook hoe belangrik is dit om die skuld elke liewe dag op te tel teen hierdie vyand se pile van ongeloof wat ons die heeltyd wil oorweldig.
So Efesiërs 6 vers 16, ek gaan dit net weer vir ons lees in die Amplify. Lift up over all the covering, shield of saving faith. En dis nie net gewone geloof nie, dis saving faith, upon which you can quench all the flaming missiles of the wicked one. So wat dink jy is hierdie vuurige pyle? Ons het nou al bietjie daaroor gepraat en dit is juis hierdie woorde van aanklag wat mense oor ons praat, wat na ons kant toe kom, nê? En dit is daai twyfel, die leuns en verdraaiing en die intimidasie van die vyand, al daai is vuurige pyle. Maar as ons nou net weer eens terugkom na Psalm 18, wat ons mos gesê dit korreleer so met die wapenrusting in Efesiërs 6, sê dit vir ons, Psalm 18 vers 30 sê vir ons, As for God, his ways is perfect. The word of the Lord is tested and tried. He is a shield to all those who take refuge and put their trust in him. So vir wie is hy hierdie skild? Natuurlik die wat hulle vertroue in hom sit. So God is ons skild en by hom gaan ons skuiling en ons veiliging kry, maar wat moet ons doen? Ons moet in gehoorsaamheid wandel. En dan is dit wanneer hierdie sambreel van beskerming oor ons is. Die skild is ook, soos ek genoem het, 'n simbool van redding. It's a saving shield of faith, né? So wie is ons redder? Dis natuurlik Jesus. Nou kom ons lees net gou-gou in Psalm 18 weer, vers 35 en dit sê, You have also given me the shield of your salvation, and your right hand has held me up. So deur ons geloof in dit wat Jesus vir ons gedoen het, die Heer wat ons ook gevang gepraat het nou al, die dag wat jy tot bekering gekom het, waar jy jou geloof in Jesus geplaas het, omdat hy gesterf het vir ons, en wat hy vir ons gedoen het, het dit vir ons redding gebring. Daai is ook jou skild wat jy dra. So deur jou geloof in Jesus het jy beskerming. So die skild keer dan letterlik hierdie pyle. Wat kyk hoe sleg is jy? Is jy regtig gered? Gaan die Here regtig jou kom red? Al daai leuns wat die duiwel kom. En dit is dan wanneer ons vertroue in die Here plaas en ons sê, Here, U is my skild. So wanneer ons die waarheid vasvat, so kom ons sit net gou weer die hele wapenrusting nou in plek. So eerstens, nê, het ons beld aan, wat ons waarheid is, wat natuurlik ook die woord van die Here is. En nou het ons dan ons hart beskerm met die borswapen van geregtigheid, wat ons weet was Jesus se bloed wat ook ons kom skoon was het. En dan kan ons die skoene aantrek, wat vir ons boldness gee, om op te staan in die evangelie van vrede. En dan die laaste ding is natuurlik die skild van die geloof wat ons het, wat dan ons redding bring. Nou kom hierdie pyle en dan bong, 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 dit skiet net teen hierdie skild. En is letterlik of ons hand opsit en sê, talk to the hand, the face is busy. Vir ons sê, ons gaan nie meer geïntimideer word met die duiwel en sy leuns nie. Nou 'n baie oulike voorbeeld wat hierdie vir ons prakties verduidelik. Gewoonlik vertel ek vir julle van Nehemia. Maar vanoggend wil ek vir julle oor Elia kom vertel. Nou Elia was een van die kragtigste profete wat daar seker was in sy tyd. Nou hy was in die tyd van Jezebel, was hy mos nou die profeet wat opgestaan het. Hy het na Agab toe gegaan en gesê, Agab, as gevolg van julle rebellie en as gevolg van Jezebel en al die afgodedienste en al haar evil deeds, het die Here gesê, gaan dit mos nou nie meer reën nie. En toe in plaas van dat Agab sy sondes bely en na die Here toe hardloop en sê, jammer,
het sy trots in sy hart hom so hard gemaak dat hy kwaad is vir Elia. Hoe arrogant is dit? Dit laat my nogal dink aan Saul, wat kwaad was, wat Dawid wou doodmaak omdat hy nou die gesalfde is van die Here. Dit is vir my so, hoe redeneer so 'n persoon, asof hulle dink hulle is groter as God. En dan is dit eintlik nogal bietjie scary om te dink hoe hierdie mense kan redeneer, dat hulle self 'n God is in hulle eie oë. Nou kom ons lees 'n bietjie in 1 Konings 19. Dit is waar hierdie hele verhaal nou afspeel. Nou, voor ek dit gaan lees, wil ek net gou-gou agtergrond gee van waar ons nou is. So, Jezebel het mos nou hierdie tempels gebou. En sy het haar priesters die opdrag gegee om al die egte profete en die priesters van die Here dood te maak. En hulle het gevlug en hulle het letterlik in die spelonke gaan bly en in die berge gaan wegkruip. Maar baie van hulle is nou vermoor. En Elia het bly staan. En toe sê hy vir hulle, okay, luister nou, toe hulle mos nou hierdie hele showdown, kan ek sê, waar hy sê, okay, kom ons kyk wie is God. Ek lag net as ek dink aan hierdie scene. So hier gaan Elia, en hy lê so agteroor met sy hande so agter sy kop, en hy sê, bid vir julle gode, bid vir hulle, dat hier nou vuur van die hemel af kom, en hierdie offer nou opbrand, en hy spot hulle, hy sê, bid harder, hy kan julle nie hoor nie. En toe hulle nou klaar gehuil, geween en hulle klere geskeur het en hulle self gesny het en ek weet nie wat alles nie, gaan hy en hy sê, okay, maak alles nou papnat. Nou ons weet, water en vuur is nie maatjies nie. En wanneer iets nat is, gaan dit nie noodwendig kan brand nie. So hy wil dit nou vir hulle gewys het, so impossible as moontlik. So dit is wat ons vandag moet vasmaak. Daai geloof wat Elia daar gehad het, dit is wat ons moet hê in ons onmoontlike omstandighede. Waar as die duiwel uitdaag en sê, sien wat kan my God doen. Sien wat kan my God doen. En hier bid hy, en hierso kom die Here met 'n vuur, en hy brand hy hele offer op. Hy verbrand sommer die profete wat daar staan, en hier gaan Elia, man alleen, en hy maak oor die 800 van hierdie profete dood, en van hierdie priesters dood, wat hierdie afgode gedien het, 800, nee? So dink net gou-gou, hierdie man, ek wil net ons met hierdie prentjies sien, ons ken hierdie storie, maar kom ons hoor toe nou wat, nou dink ons, nothing is impossible vir hierdie man, so dis wat ek wil vir julle huis toe bring. Nou sê die ou, hy staan in geloof, hy sien die Here se werke, en hier kom nou hierdie een vrou, Jezebel. Nou kom ons lees 'n bietjie van 1 Konings 19 vers 1 tot 2, en dit sê, en Agab het na Jezebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles. Hy het vir haar letterlik alles gevertel. Jy wil nie weet wat het hierdie Elia gedoen nie. Ek kan net hoor hoe hy te kere gegaan. En hy was natuurlik woedend en ook seker bang vir hom. En hy sê, hoe het hy al die profete met die swaard doodgemaak? En daarop stuur Jezebel 'n boodskapper na Elia toe en sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak, soos die siel van een van hulle. So hier, wat is die? Dit is nou dadelik daai vurige pyle, nadat jy die oorwinning het, nadat jy al hierdie gode verslaan het, nadat jy opgestaan het vir dit wat reg is, nadat jy God se guns gesien het, dan kom die duiwel en hy wil jou juis intimideer met hierdie vurige pyle. So sy sê net iets. So dis woorde wat die vyand gebruik om jou te intimideer. Hier skiet sy hierdie vurige pyle uit na Elia toe en sê, net soos jy nou hierdie profete doodgemaak het, môre hierdie tyd mag jy ook so doodgemaak word. En dieselfde profeet wat die vuur uit die hemel laat val het, wat 800 profete doodgemaak het, word geïntimideer met een vrou. En dit is wat ons moet verstaan van die Jezebel spirit, want dit is nie eintlik 'n vrou nie. Die is 'n gees van intimidasie. En baie keer word ons gekonfronteer met hierdie gees. Nou kom ons lees in 1 Konings 19 vers 3. Toe hy dit
sien. Nou onthou julle wat ons nou nog gelees het van sien. So nou wil ek hê jy moet weer daai sien onderstreep. Wat het hy gesien? Het sy iets vir hom, 'n prentjie vir hom geteken? Nee. Sy het letterlik net iets vir hom gesê. En toe sien hy dit. Waar sien hy dit? In sy geestesoog. So hy het dit letterlik imagine wat sy vir hom gesê het. Het hy homself klaargemaak en ter wille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aankom, het hy sy dienaar daar laat agterbly. So hier het jy nou Elia, wat kragtige werke van God gesien het. Eerstens het hy gesê, luister, dit gaan vir 3 jaar nie reën nie, en dit het nie vir 3 jaar nie gereën nie. Hy het olie vir die weduwee gegee. Ek weet julle almal ken die storie. Hy het vir haar gesê, bring die kruike, en toe staan net olie. Die seun wat dood is, het hy die doodheid opgewek. Hy het oor hom gaan lê en die seun het opgestaan. Hy het vuur uit die hemel laat kom. Hy het bonatuurlike krag, het hy voor Agab se wapenstadium uitgehardloop soos 'n jong man. En ek meen, hy was hier so diep in sy ouderdom al, toe hy dit gedoen het. Hy het letterlik sy mantel een keer op 'n stadium op die Jordaan gegooi en hy het dit oopgekloof, net soos met die Rooi See. So, hier het ons nou Elia, wat al hierdie wonderwerke sien. En letterlik word hy geïntimideer met een ding wat sy sê. So wat was anderste? So dis hoekom hulle sê, toe hy dit sien. So wat het hy gesien? Sy het gepraat, maar dit was nog nie 'n werklikheid nie. Sy het net iets gesê. Maar die oomblik toe hy die woorde vat, en hy sien dit in sy gedagtes, en hy glo dit, toe aktiveer hy dit, en toe word dit sy geloof. Hy het regtig gedink sy gaan hom die volgende dag doodmaak. En dan gaan dit aan in vers 4 waar dit sê, maar self het hy 'n dag reis verder in die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. Hoe kan hierdie profeet, mens kan dit almal nie glo nie, maar nou moet jy onthou, baie keer na 'n groot battle wat gebeur, dan raak jy moeg. Want ons is almal maar net mense, jy raak uitgeput. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. En hier gaan hy letterlik in 'n depressie in. Maar eintlik al wat hierdie ou nodig het is rus, proteïene en bietjie van God se woord. Maar hier sit hy en letterlik kom die Jezebel gees en sy intimideer hom. En dit is nou presies wat hierdie gees in mense lewe doen. Dit kom en dit wil juis met valse woorde, vuurige pyle na jou toeskiet, wat jou intimideer en jou so vreesbevange maak, dat jy in ongeloof in die wildernis wil inhardloop en net wil doodgaan. Daai gees wil jou letterlik lam lê. En as jy dit toelaat, as jy daai woorde gaan toelaat in jou lewe, dan sal dit dood veroorsaak in jou lewe. In jou geestelike lewe, jou fisiese lewe en ook in jou sielsvlak. En dis hoekom dit so belangrik is om gesonde grense te bou, om narcissiste en mense wat wil steel, slag en verwoes, te keer dat hulle nie kom slag en verwoes in jou lewe nie. So die oomblik wat hy sy skuld neergelê het, waar hy nie meer sy skuld opgetel het nie, waar hy moeg was, toe het hy pyle deurgekom en kon dit hom oorweldig het. So volgende week gaan ons 'n bietjie verder praat oor hierdie skuld van geloof, maar ons gaan ook 'n bietjie praat oor Nehemia. En weer eens, as mens praat oor die genadegawes, het jy ook die genadegawe van 'n ruler, en ek het dit al vir julle genoem. En as jy 'n carnal Christian is, dan is jy 'n Jezebel ruler, as ek dit so kan stel, waar jy ander mense wil intimideer en ander mense wil seermaak. Maar as jy 'n geestelike ruler is, dan is jy soos 'n Nehemia, wat kom en jy herbou die mure, maar jy staan en jy word nie geïntimideer met enige aanval of aanslag of aanklag van die vyand nie. So, kom ons vat net so 'n vinnige breek en dan gaan ek gou saam met julle weer deurhardloop wat ons alles vandag bespreek het. Jy kan dalk 'n notaboekie nader trek en gou hierdie volgende 10 punte neerskryf. Ek is nou weer terug.
Dit was so lekker om vanoggend met julle oor hierdie onderwerp te praat. Julle, hierdie is die kern van ons geestelike oorwinning. En hierdie is sulke belangrike beginsels wat ons net moet verstaan, sodat ons grondgebied kan inneem en in oorwinning kan staan. So kom ons kyk bietjie, wat is die 10 punte wat ons vandag bespreek het. So eerstens, dit wat jy glo, bepaal wie jy gaan word en wat jy gaan doen. Tweedens, as jy jou hart gaan beskerm en jy dra die beld van waarheid en jy trek die skoene aan om die waarheid van God se woord op dit te staan, help dit jou om in geloof op te staan. Nommer 3. So wanneer ons vertroue in God plaas, aktiveer ons sy beskerming en soveel meer. Nommer 4. Dit is hoekom die vyand ook ons geloof aanval. Want wat jy glo, bepaal wat jy gaan kry. So jy aktiveer letterlik goddelike krag deur jou geloof. Nommer 5. Een van die strategieë van die vyand is om jou geloof te steel, want as jy hoop verloor en oorweldig is, dan kom die vrees en die angstigheid. En as jy weer kyk, beland jy in 'n gat. Nommer 6. Die vyand is agter jou dapperheid aan en jou standvastige hart. Want as hy dit kan regkry dat jy twyfel, het hy jou vasgevang. Nommer 7. Dis so belangrik om elke dag by die Vader uit te kom en in te check. Waar het jy skade gely? Waar was daar teleurstellings? Dinge wat jou oorweldig laat voel. En dan weer eens by sy teenwoordigheid uit te kom. Want sy teenwoordigheid en sy lig oorskadu elke donkerte. Nommer 8. God is daar vir ons in elke moeilike omstandigheid. Hy is ons rots en ons veilige vesting. Ons moet dit net glo. Nommer 9. Hy is ons skild en by hom kry ons skuiling. Wanneer ons in gehoorsaamheid wandel, is ons onder sy beskerming en sy sambreel. Nommer 10. God gee vir jou alles wat jy nodig het om te staan teen die vyand en sy intimidasie. So mag die Here ons geestesoë oopmaak, sodat ons elke strategie van die vyand kan sien en elke gedagte gevange kan neem, sodat dit nie kan nes maak in ons harte nie. Mag die Heilige Gees die week die woord vir jou so oopbreek en lig skyn op elke liewe deel waar die vyand houvas het in jou lewe. Want Jesus het gekom sodat ons meer as oorwinnaars kan wees. Maar ons moet intentioneel skoonmaak en in gehoorsaamheid wandel. Dit gebeur nie van self nie. Ons moet kies om in regverdigheid te wandel en op te staan in geloof, sodat ons die vyand kan oorwin en ons vreugde en vrede weer terug kan vat. So gaan die week en ondersoek jou hart en jou gedagtes en elke woord wat jy praat. Skep jy lewe of skep jy dood? Jy is die profeet oor jou eie lewe. So volgende week gaan ons 'n bietjie verder gaan en ons gaan verder praat oor goddelike beskerming en hoe sy woord ons beskerm wanneer ons wandel in geloof en in sy woord, hoe dit ons lei en ons beskerm. So bring volgende week weer jou Bybel saam, ons gaan lekker paar skrifte lees. So as jy dalk hierdie opname net weer wil luister, of jy wil dit dalk uitstuur vir iemand, gaan loer gerus op yourdestiny.org.za en jy sal sien daar's hartklank programme
en al die potgoeie gooi ons daarop. Ons gooi die potgoeie, ja, ons gooi vir hulle. En dan kan jy ook van ons vorige lesse na gaan luister. Dis ook op YouTube waar jy kan luister by Your Story, Your Destiny met Lisel van Sail. Daar sal ook dit opgelaai word en dan kan jy dit ook gerus aanstuur vir jou vriendinne en familie. Mag julle hierdie week 'n geseënde, goddelike week hê. En mag dit darm nie te koud wees in hierdie winter weer nie. En ek bid ook dat die Here sommer jou hart sal warm hou en jou sal beskerm, jou sal lei na sy waarheid. 'n Lekker week vir julle. Sien julle volgende week. Totsiens.